Okay, so ook wat ons vandag gaan doen is algebraïese breuke. Ons gaan 'n inleiding doen. Julle gaan 'n bietjie huiswerk kry. As ek vir my graad 10s sê algebraïese breuke, dan begin hulle almal huil. Want hulle het nie in graad 9 gedink dis belangrik nie. So wat sê ek vir julle? En ek sê ook vir jou dat jy gaan moet oplet, jy gaan moet vra. There is no such thing as a stupid question. I know that it irritates you when we tell you that, but it is the truth. Deur middel van die vrae wat julle vra, kry ek 'n baie goeie idee van waar is julle met die wat die werk aanbetref. Hoe sterk is jou wiskundige fondasie? Waar moet ons gaan regmaak waar julle dalk verkeerd gegaan het? Ask questions. Please, I will not bite you. Not today. Maybe later. Okay. Vereenvoudig. Ons het 'n algebraïese uitdrukking, 'n breuk eerder. We have an algebraic fraction. And the question is that we should simplify. So for the first question, the first example, voorbeeld 1, gaan julle sê, juffrou, maar ons het dit dan nou in kwartaal 1 gedoen. Ja, julle het. Maar 'n klein bietjie hersiening het nog nooit iemand seer gemaak nie. So, voorbeeld 1, we are going to simplify. Hoe eet mense 'n olifant? Okay, so gaan ons maar, kom ons eet hierdie olifant. Happy vir happy. Dink aan wat daar staan. Dink aan wat daar staan. What is the operation that we are going to apply? Deel, want ons het 'n breuk. Bo, deur, onder. If they ask you to simplify the following fraction, ek wonder wie praat, want ek kan jou hoor. If I ask you to simplify the following fraction, wat is die antwoord? 'n half. Hoe het jy dit gedoen in jou kop? Jy het gesê, minus gedeel deur 'n minus gee vir my 'n plus. En 3 gedeel deur 6, ek deel bo deur 3, ek deel onder deur 3. Almal is tevrede, 'n half. Maklik, nie graad 1 werkie, kwartaal 1 werk. Julle weet wat ek bedoel. Happy vir happy, ons olifant is nog daar. Wat van a kwadraat gedeel deur a3 mag 5? Eksponentwette. Staan hy bo of staan hy onder? Okay. Jy kan dit op verskillende maniere doen. I'm going to revisit this. Ons het vir jou geleer die eksponentwet. Luister, eksponent het nie goed gegaan, daar's kwartaal nie, luister. Technically speaking, we subtract the bottom one from the top. So as jou grondtalle dieselfde is, dan minus ons. Maar dan kry jy a tot die mag minus 3, dis 'n probleem. If it has a minus, it means, dan beteken dit hy staan op 'n verkeerde plek. Hy bevind homself bo die lyn. Hy moenie bo die lyn wees nie. Daai negatiewe eksponent sê vir jou, jy staan op 'n verkeerde plek, bel, skuif, gaan onder toe. So. Dit is dieselfde as 1 op a tot die mag positief 3. Maar kon ons dit eenvoudiger gedoen het? Ons kan altyd dit eenvoudiger en makliker doen. Wat is die makliker manier? Die makliker manier is om te vra tussen hierdie twee. Watter een het die grootste eksponent? Bo of onder? Onder. So your denominator as the biggest power. A denominator is that whatever's at the bottom. Noemer, nee, teller, noemer, and then it's different in grade. In Afrikaans, ja. Wat? Dis 'n half. Minus 3 gedeel met 6. Kom ons gaan gou terug hiernatoe. Watter een is grootste? Die grootste. Denominator, dis jou ja, denominator. Noemer. Teller is numerator. Dis baie te mekaar in Engels en Afrikaans. Goed, stem nie lekker oor die een nie. Hy is die grootste. Die 5 sê vir jou, ek is groter, ek sê waar ons bly. En ons bly onder die lyn. Ek is groter en sterker as jy, ons staan onder. Jy kom nou maar af onder toe, kom minus jouself daar onder. So, because it has the bigger power, it says, ek bly net waar ek is, 2, jy kan maar vir jouself kom aftrek hier by my. Met ander woorde, daar bly 'n denkbeeldige 1 aan die bokant oor. 5 minus 2, a tot die mag 3.
dan het jy onmiddellik 'n positiewe eksponent. So dit is waar A3 mag 3 vandaan kom. Dis hersiening, ek stel regtig voor dat jy mooi luister. Volgende. B3 mag vat en is groter. Bo. As jy 3 minus 4, dan bly daar 1 oor. Ek gaan nie die 1 skryf nie, dit is daar. En dan C is 'n lekker enetjie, hy maak ons lewe maklik, want bo en onder is presies dieselfde. This is technically your final answer, but if you want to make it look pretty, dan gaan jy nou net nie daai 1 gaan skryf nie. Die 1 val weg, because it is an invisible one. Daar is 'n B, ek weet julle kan nie mooi my handskrif lees nie. B, is dit beter? Daar is 'n B. Dis jou finale antwoord. Regtig kwartaal 1 werk. Voorbeeld 2. Hier moet jy nou baie mooi vir my luister. Hoeveel terme het ek bo die lyn? Okay. Hoe weet ek daar's 2 terme? Daar's 'n minus, baie mooi. So ek het vir julle geleer, as jy 'n vertikale lyn gaan trek voor 'n plus en 'n minus, dan skei jy die terme. Die hele uitdrukking is 1 term, but that was not the question. The question was, how many terms do we have as part of your numerator, the top 2 terms? Okay. Hoeveel terme het ek onder die lyn? 1 term. Het jy geweet, as jy het nog nie geweet het, gaan jy dit nou weet. Jy mag nie die volgende doen nie. Jy mag niks bo die lyn en onder die lyn uitkanselleer as jy nie 1 term bo die lyn en 1 term onder die lyn het nie. You are not allowed to cancel any terms out because they look the same if you have more than 1 term at the top or bottom. Jy moet 1 term bo hê en 1 term onder. Wat was die vorige hoofstuk wat ons gedoen het? Die vorige afdeling. Dit val eintlik onder dieselfde afdeling. Wat het ons gedoen? Faktorisering. Het ons nie baie mooi geleer met faktorisering hoe om van 'n meervoudige uitdrukking na 'n enkelterm uitdrukking te gaan nie? Did we not learn how to start with multiple terms and end with a single term? That's the point of factorization. So hoe gaan ons nou gaan en van 2 terme bo die lyn 'n enkelterm gaan maak? Factoriseer. Factorizing is when you start with a polynomial and you end with a single term. Dit is wat ons gaan doen. Dis nuwe werk, julle moet mooi luister. My graad 10's het gehuil hierdie jaar toe ek net deur dit woesh. En ek sê, ja, julle het mos gedoen, nee vrou, hulle kan dit nie onthou nie. Julle moet mooi luister. Okay. 2 terme na 1 term. So bo die lyn gaan ons gaan faktoriseer. We are definitely going to factorize. Grootste gemeene faktor is 2. Daar bly oor x minus 4. Onder die lyn 2x. Hoeveel terme het ek nou bo die lyn? Nee. 1 term, dan is 2 maal 'n hakkie. So 2 times a bracket means it's in factor form. It is multiplication. It is a single term. I love it so much. Onder die lyn het ons hoeveel terme? Okay. Die oomblik as jy 1 term bo die lyn sien en 1 term onder die lyn, dan gaan jy die olifant begin eet soos in die vorige vraag. Remember the previous question where we looked at minus 3 over minus 6 and we simplified? Nou sê ek vir jou, ons eet weer 'n olifant. Wat is 2 gedeel deur 2? Uno, 1. So dit kanselleer uit. Wat bly oor bo die lyn? Wat bly oor onder die lyn? Kan ek verder faktoriseer om moontlik weer iets uit te kanselleer? Nee. Julle, hierdie is jou finale
antwoord. Jy kan nie verder uitkanselleer nie, want ek het 2 terme bo en 1 term onder. Ek kan nie weer faktoriseer nie, ek kan niks anders doen nie. As jy die volgende gaan doen, jaag ek jou uit my klas uit. Moenie dit doen nie. Jy kan, sommer, want hulle sien 'n X bo en 'n X onder, dink hulle, verdwyn. OK, hierdie is al, dis jou finale antwoord. Ons gaan nog 'n voorbeeld doen, ja. OK, hoeveel tyd is al oor? Vijf minute, dan maak ons klaar. OK? Ons nog redelik tyd oor. OK, so. Hoeveel terme het ek bo die lyn? 3. I don't like it. I'm going to factorize. Ek gaan faktoriseer. Ek haal eers 'n gemeene faktor uit. Kan ek 'n gemeene faktor onder uithaal? Ja. 8x. Jou eerste stap met algebraiese breuke is faktoriseer. Want ons wil vereenvoudig. Nou sê gou vir my van graad 8 of graad weet jy wat hier. Daar's 'n gesegde wat sê keep en dan mooi. Keep, change, flip. Wanneer gebruik ons keep, change, flip? Haai. As ons breuke deel. En nou het ons breuke en is ons besig om hulle te deel? Ja, kan ons keep, change, flip? OK. So, eerste breuk het ons sommer nou gefaktoriseer. Change and flip. Ek's nog nie klaar nie. Ek wil baie graag verder faktoriseer want ek kan. En dis lekker. Can we factorize the trinomial at the top of the first fraction? Yes or no? Absolutely. Wie gaan dit vir my doen? Johan Vogel. Ek stem 100% saam met jou. OK, jy is op die regte pad. Mooi. OK. Of. OK. OK, nice. OK. Daai ene, ek is so tevrede. So met ander woorde, Johan, jy sê vir my in jou hakkie het jy 'n -2 by die 1 en 'n positief 5. Daai was so spot on. Hou jy eers uitskel want jy het gepraat, maar toe kry jy dit so mooi reg. Okay. Right, nou gaan ek net gou vir jou ietsie wys. Boys and girls, please put a bracket around the x minus 2. Jy mag 'n volledige teller of noemer in 'n hakkie gaan sit. You are allowed to take the entire bottom or top of your fraction and put it in a bracket. I am going to do it. En nou wil ek vir jou ietsie leer. As jy kyk na hierdie hele uitdrukking, hoeveel terme het ek? 1. Het jy ook geweet dat indien jy breuke maal, which we are doing, you can extend this line. Dis asof jy een lang breuk het. En wat ook al jy het wat bo die lyn is en wat onder die lyn is wat dieselfde lyk. We're gonna eat that elephant. Daai hakkie en daai hakkie lyk dieselfde. Hoekom mag ek uitkanselleer? Net gaan terug te gaan. Ek het een term bo die lyn en ek het een term onder die lyn. Ons het dit sopas bevestig. As ons een term bo die lyn en een term onder die lyn het, dan mag ons uitkanselleer. We are allowed to cancel factors out
once we have one term at the top, one term at the bottom. So ek het begin met die blou. So enigiets anders wat kan uitkanselleer. Praat met my. Wat nog? Oh yes, daai twee hakies lyk vir my ook presies dieselfde. Is daar enigiets anders wat kan uitkanselleer? I am loving this so much. So die 8x bo, 8x onder. Waarmee bly ons oor? Kyk hoe lekker is dit. Jy kan hom net skryf as 6, dan trek jy vir my 'n lyn. Dan skryf jy gou jou wiskunde huiswerk neer. Ek gaan nou weer teruggaan. En dan is ons klaar.